Dit is 'n baie belangrike onderwerp. Ek wil net so 'n paar skrifte lees en dan wil ek net sê in hierdie verband, dit gaan basies daaroor dat wanneer ons by mekaar kom om die taal van die Here van danksegging, interne blydskap hê, dan moet baie meer vuur in ons binne sit te wees vir die ongelooflike werk wat Christus gedoen het in ons lewens. Ek wil net 'n skrifgie aanhaal en ek wil net iets kort daaroor sê van die belangrikheid van die opstanding van Jesus in ons teologie. Ek dink dit is 'n aspek wat myns insiens baie afgeskeep word. Daar is baie klem op die dood van Christus, die sterwe van Christus, die versoeningswerk van Christus. Maar dan word baie min gepraat oor die opstandingskrag van Jesus. Nou, op die eerste dag, ek lees uit Handelinge hoofstuk 20 vers 7, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek. Dit is al wat ek daar wil sê. Op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader om brood te breek. Jesus' opstanding het gemaak dat die hele konfigurasie van die godsdienst verander het. Dit was die Sabbat, en skielik is dit die eerste dag van die week, die opstandingsdag. Dit is wat die kerk in die vroeë eeue gegryp het, die opstanding van Jesus. En daarmee saam die veranderde lewens van die gelowiges. Dit het die wêreld aangegryp. Daar was 'n vrees en 'n opgewondenheid rondom die gelowiges as gevolg van die opstanding van Jesus. En ek dink ons moet net ons koppe so 'n bietjie laat gaan oor hierdie aspek. Hoe belangrik is die opstanding van Jesus? Hoe belangrik is my opstanding? Ek wou dit maar net genoem het, want ek wil hier net die klim plaas vir 'n oomblik op die opstanding van Jesus. En Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Gemeenskap, association, intense eenwording met die bloed van Christus. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? As ons kyk na Jesus' dood en opstanding, dan ontwikkel die teologie in so 'n vorm dat ons almal het deel aan sy dood en ons het almal deel aan sy opstanding. Nou, jy sê, hoe kan ek, en ek haal nou amper van Nicodemus aan, toe Jesus vir hom sê, Nicodemus, jy moet weer gebore word. Sê hy, hoe kan het wees dat mense wat oud geword het, weer gebore word? Jesus het hom nie eintlik 'n direkte antwoord gegee, net gepraat oor wat hy die Gees is Gees. En net so dink ek moet ons in hierdie kort gesprek net onthou, dat as ek sê dat ek deelgenoot het aan die bloed van Jesus, of jy het deelgenoot geword aan die bloed van Jesus, dan is dit dieselfde soort van gesprek wat ons het met Jesus as wat Nicodemus gehad het. Hoe kan ek, wat lewe, 'n deelgenoot word aan die bloed van Jesus? Dan wil ek eintlik sê, mense verstaan nie, want jy beoordeel alle dinge na die vlees. Maar wat Gees is Gees. So in die Gees, deur die krag van God, word die gelowige deelgenoot van die bloed van Jesus. En net so word die gelowige deel van die opstanding van Jesus. Nou, Nicodemus se vraag het gegaan oor die opstandingslewe. Jy moet weer gebore word, jy moet 'n nuwe skepsel word. Maar voordat ons kan opstaan tot 'n nuwe skepsel, moet ons eers deelgenote word aan die bloed van Jesus. Ons moet sterwe. Ons praat daarvan, maar dit is nie asof dit deel is van ons alledaagse lewe nie. Ek wil so gedeelte lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5.
Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir homself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Hy het nie net vir ons gesterf nie, hy is opgewek vir ons. En daar is vir ons 'n nuwe lewe, maar dit kom na die sterwe. Ons wil die goeie hê, dink ek, maar ons is nie bereid om te dink aan die trauma van die sterwe nie. Ons sal nie nou daarvoor verder praat nie. Ek lees verder. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Hier praat hy van ons het deelgenote geword aan sy sterwe en ons het nuwe skepsels geword, ons het opgestaan tot 'n nuwe lewe. Dis vir die vroeë kerk 'n dinamiese, andersoortige gemeenskap gemaak het. Dat die gemeenskap het hulle gevrees. En dit kom by die opstanding. Dit kom ook by die dood. En dit alles is uit God, wat ons met hom versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Nou, ons wil nie lank aanhou nie, ons wil die tafel van die Here bedien. Ek wil net sê, wat ek dink ons vlugtig net oor moet doen, as ons die beker van danksegging gebruik, dat God in sy onbeskryflike liefde alle mense ingesluit het in sy versoeningsplan. Jy weet, dis nog 'n struikelblok vir die mens, omdat hy homself so goed ken, om te verstaan dat God 'n plan gehad het om met God te versoen. En dis die een ding waarvoor ons God vandag kan dank op grond van wat hy gesê het en wat Christus gedoen het. God het 'n versoeningsplan uitgewerk. Die tweede ding wat daarmee saamgaan, dat Christus vir die wat sou glo, deur sy kruisdood hierdie versoening met God verseël het. Toe die Here ons geroep het jare gelede, het ek nie baie bekwam gevoel nie. Ek voel nou nog nie baie bekwam nie. En ek sê, Here, ek weet nie wat moet ek vir mense sê nie. En duidelik het die Heilige Gees vir my gesê, hierdie mense glo nie dat hulle sonde vergewe is nie. En jy weet toe die Heilige Gees het vir my sê, toe besef ek maar ek is een van daai mense. Ek wil nog altyd probeer om beter te wees. Ek wil nog altyd probeer om in my eie krag die redding te doen. Geloof is om God te glo, dat hy vir ons versoening gewerk het, en dit is waarvoor ons om die tafel kom vandag, om in nederigheid en eenvoudigheid van hart vir God te sê dankie. Vader, ek dank U, ewige God, soos wat my gebid het. Ek dank U dat U vir almal van ons versoening gewerk het. Die skeidsmuur is afgebreek. Die derde punt wat ek net wil noem is dat ons deur ons te vereenselwig met Christus se kruisdood deelgenote van sy dood geword het. En ons kan deur die wonderwerkende krag van die Heilige Gees die ou mens aflê. Dis 'n ander struikelblok. Ek ken myself. Hoe kan ek 'n nuwe skepsel word? Maar dis God se werk. Dis God se dinge. Dis God se plan. En geloof sê, omdat God sê, dan is dit vir my so. Geloof is om 'n nek te buig vir die getrouheid van God. Nie om te begin werke doen en sê, ek werk nog hier aan 'n werk betalen en ek moet nog hier oorwinning kry en ek moet nog dit doen.
Die ou mens het gesterwe en in geloof vier ons vandag die sterwe van die ou mens. So wanneer ons die beker vat en die brood breek, dan celebrate ons die verganklikheid van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Ek dink dis 'n struikelblok waaroor ons moet kom. Ek dink ons moet wegkom van die idee dat ek nog deur ywer myself 'n beter mens moet maak. Eintlik is dit sonde, want jy hou die wet, die regerder oor jou lewe, omdat jy nie tot geloof kan kom dat ek gesterf het nie. So ons kan die ou mens aflê en ons dank God daarvoor. En dat ons deur God se genade, dit is wat die skrif vir ons leer, as ons gesterf het, sal ons ook saam met Christus opstaan. Paulus sê vir ons, Korintiërs 6, en Korintiërs 6, as ons deur die doop met Christus vereenselwig as in sy dood, sal ons het tog ook wees deur die aan sy opstaan. Dis nie my werk om op te staan, dis God se krag wat in my werk, in jou werk, in die gelowige werk, om te opstaan tot 'n nuwe lewe. Ek hou van die woorde van Nehemia wat hulle vir hom sê, kom laat ons bietjie praat oor hierdie ding wat jy doen. Toe sê hy vir hulle, ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie afkom by julle toe nie. En die gelowige sê vir die wêreld, en ongelukkig vir medegelowiges, ek is besig met 'n groot werk, ek kan nie na julle afkom. Ek het 'n goddelike roeping. Ek is geroep tot 'n opstandingslewe. Ek dink, ek is ontsettend bevoorreg om te kan sê dat my vrou in haar afsterwenstyd nie een keer 'n aanduiding gegee het dat sy twyfel oor wat haar bestemming is nie. Al wat sy gesê het, 'n paar keer, wanneer sal Jesus my kom haal? Want sy was gereed, want sy het hierdie dinge geweet en verstaan. Sy was reeds dood en sy het reeds opgestaan saam met Christus. En dit maak die sterwe 'n wonderwerk, dat jy kan aangaan en oorgaan. In hoofstuk 7 vers 1 van die deel wat ons gelees het, sê die apostel, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vlees van God volbring. As ons net dit kan onthou, dat wanneer ons saam met hom ontmoet te breek, is dit eintlik 'n ontmoeting met God, 'n dankseggingsontmoeting. En het is my wonderlik om te dink dat die vroeë kerk het die eerste dag van die week afgesonder en gesê, hierdie is die dag van die Here. 'n dankseggingsdag, omdat Christus opgestaan het. En dis vir ons 'n ontsettende belangrike ding, en ek het groot waardering vir die feit dat ons elke Sondag om die tafel van die Here bymekaar kom. Ek wil net bid dat ons almal saam die grootsheid daarvan sal verstaan en ons verlustig in die werk wat God gedoen het. En God intens dank vir 'n wonderwerk wat hy gedoen het. Kom ons spreek die brood.